valmerke nie. Die ou wat vermoor is sy broer. Waar? By Club Bullion. Gisterand. Hoe laat? So 11:30 se kant. Maar jy was nie laasnag hier nie, want jy het by juffrou Besselman geslaap. Baie professioneel gedoen, moet ek sê. Eers sy vingers gebreek, almal aan die regterhand, handpap, so te sê vergluis. Het jy 'n skroef hier rond? Nee, Iets saamgebring. Hulle wou iets weet en hy wou nie sê nie, of het te laat gesê. Toe die afgesaagde 12 boor deur die agterkop, helfte van sy gesig weggeblaas. 'n Streep brains op die vloer, kan nie onthou nie. het hom nou so gou uitgeken. Tatoeëer draak op sy boarm. Draak wat rooi vuur spoeg. Onseker ouens doen sulke dinge. Is ek nou onder verdenking? Nie juist nie. As jy mal was, sou ek jou verdink het. As jy wil moor en wegkom, los jy nie die gedrog waarmee jou slagoffer gery het by jou huis, skiet jou eie hond met 'n 9mm en roep die polisie om die bloed en harsings wat jou 12 boer oor jou vloer gesproei het te kom kyk nie. Behalwe as jy glad nie tyd gehad het en jy het amper 'n hele nag gehad. Wou hulle hê julle moet dink dit was ek. Niemand is so dom nie. Jy was gisterand by juffrou Besselman. Van al die rooi aan jou, is die aan jou mond haar lipstifie. Moonlight Maiden tint 3. Duur en blink, maar dit gee tog bietjie af. Jy het vanoggend jou mond half gewas en nie geskeer nie, want jy het bietjie onverwags oorgebly. Dis gisterand se lipstifie en niemand soen eintlik na 'n moord nie. Nee, jy het nie gemoor nie. Maar albei partye het iets hier by jou plek kom soek en mekaar raakgeloop. Ek en jy gaan nog baie lank daaroor praat. Ons begin 2:00 vanmiddag by my kantore. Gee jou besonderhede vir Wyngaard. En gaan versorg die meisie, sy's nie bloedgewoond nie. Bring haar in elk geval vanmiddag saam. Sy kan net sowel jou alibi gou regsweer. Of laat sy in haar eie motor kom, joune behoort dan